Die tema van ons reeks is vandag by die derde een, is versorg die tuin van jou siel. En die ding is dit, jy weet, ons dink dat ons het 'n liggaam met 'n siel, maar dis anders. Ons is 'n siel met 'n liggaam. Dis wat dit is. Wanneer ons liggaam in die dag doodgaan, dan bly ons siele aan lewe. Ons verstaan die belangrikheid daarvan om ons liggame te versorg. Om te sien dat die welsyn van ons liggame en te kyk dat dit goed gaan met ons liggame. Maar ons dink nie daaraan altyd om ons siele dieselfde versorgings, jy weet, dieselfde fokus te hê, sodat ons siele versorg sal word. En ek dink deel van die rede is omdat ons nie regtig, jy weet, geleer het oor die belangrikheid en hoe versorg jy jou siel, en dis wat hierdie reeks nou hier vir ons is. En ek dink die woord siel het dalk 'n vreemde betekenis op 'n stadium vir mense ontwikkel, so as jy nou die 83 vertaling wat ek nou hier het lees, dan vind jy nie die woord siel daar nie. Dat dit gebruik ander terme daarvoor om dit dalk nog meer te omskryf. Maar die punt is net, die Bybel praat in groot detail oor die belangrikheid van 'n mens se siel. Ek weet, Jesus red jou siel. Jy kan jou siel verloor, het Jesus gesê. Jy kan die hele wêreld as wins verkry, sê, maar wat help dit? Jy het alles gekry by mekaar, maar jy het jou siel verloor. So, vandag gaan dit oor die lafenis vir jou siel. Nou, jy kan sommer hoor, nee, 'n verfrissing vir jou siel, wat jy nodig het. En die ding is net so, dat Psalm 42 praat hieroor, in detail. Hy praat van, sy siel is onrustig binne hom, sy siel is te neergedruk, sy siel is gedreineer, leeg getap. Dis waar die Psalm gaan, en dan hoe swaai jy dit om? Nou, in moderne taal, sou ons kon sê, vir die neergedrukte siel en onrustige siel en so, jy het jou spontane lewensdrif verloor. Jy het jou spontane lewensenthousiasme het jy verloor. Dis asof daar, jy weet, jy kan nie noodwendig jou vinger op het lê nie, maar dit is half net so hierdie onrustigheid in jou siel wat jy het. En dit is waaroor Psalm 42 aangrypend skryf. Hy nie begin nie, maar vers 6 sê hy, wat buig jy jou neer, o my siel, en is jy onrustig in my? So, ons gaan dit nou gaan lees, maar net iets vooraf, Psalm 42 en Psalm 43, ons gaan nou net 42 lees, maar 43 is eintlik loop oor in 43. Die selfde koor word by al twee gebruik, en die selfde tema, in die inhoud van die ding, is die selfde. Maar ons gaan nou net hierdie een lees. Hoekom ek dit nou sê, jy gaan nou sien oor getal terme wat daar gebruik word, ook moet belangrik is. So kom ons lees Psalm 42. Vir die musiekleier, 'n onderwyser van die kinders van Korag. Nou gaan nou vinnig sê, wie is hierdie karakters gewees? Soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. My siel dors na God, na die lewende God. Wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van God verskyn? My trane is my spys dag en nag, omdat hulle die hele dag van sê, waar is jou God? Hierom wil ek dink en my siel uitstort in my, hoe ek gewoond was om voort te trek met die skare, hulle gelei na die huis van God, met die stem van jubel en lof, 'n feesvierende menigte. Nou ek net gou gesê, dis die ding wat in sy lewe gebeur het. Die ou Psalm, wat jy nog die Psalm, die swart Psalm, 'n gesangeboek. Nou daai Psalm het gesê, soos 'n hert in dorre streke, smag na waterstrome. So hierdie ou iets het nou gebeur in hierdie Koragiet se lewe, wat hierdie lied geskryf. Iets het gebeur, hy het iets verloor, en dit maak, sê, nou dink ek oor die goed, jy weet, wat het ek verloor? Die Koragiete was die ouens hulle was deel van die Levitiese stam, en hulle het die mense begelei in lofsang tot God. So iets het gebeur, dat hy daai ding het nou verlore geraak in sy lewe. Ek weet nie wat tydelik langtermyn was, en nou hierdie gedagtes maal in sy kop, en dit dreineer hom, dit tap hom nou leeg. So, dan gaan hy vers 6,
wat buig jy jou neer om my siel en is onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van sy aangesig. Maar die Here sal oordag sy goedheid gebied, en in die nag sal sy lied by my wees, 'n gebed tot die God van my lewe. Nou net, ek gaan nou nie op al die detail kan ingaan nie, maar jy het nou net gesien, het hy ook gepraat van die dag en die nag, soos hierdie gedagtes wat dag en nag maal het in sy kop, né? Die gedagtes wat, nou daar het draai gekom, nou sê hy, die Here sal sy goedheid, en in die nag, nou gaan ek gelied, hierdie goed wat my laat klaar, wat my laat wakker let, wat my geplaat, wat my siel dreineer het, God sal dit verander. Daar het 'n switch gekom, 'n skakelaar wat verander het. Dis waar ek volgende gaan. Ek wil spreek tot God, my rots, waarom vergeet jy my? Waarom gaan ek in die rou deur die vyand verdruk aan? Wat buig jy jou neer, o my siel? En wat is jy onrustig aan my? Hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van my aangesig en my God. Dieselfde as Psalm, of as vers 6. So, iets het gebeur in hierdie ou se lewe. En nou is dit net half hierdie te neergedrukte, hierdie, jy weet, leeggetapte gevoel wat in sy siel het. Dis 'n emosie en 'n gevoel waarmee ons bekend is. Party mense, dat iets gebeur in sy verlede. En dis op hierdie donker wolk, jy weet, oor sy lewe. Dit raak eintlik alle aspekte van sy lewe word nou geraak. Hy dra hierdie ding met hom saam. Daar's mense daar's vandag iets in hulle lewe wat hulle afrem en hulle siel, jy weet, leegtap en hulle te neergedruk maak. En dan is daar mense wat 'n konstante gevoel van angstigheid en onsekerheid en bekommernis oor die toekoms het. Die verlede, nou en die toekoms. En dit tap jou siel. Dit dreineer jou. En party mense kan nie noodwendig, hy kan nie sy vinger op lê nie, jy weet. Wat is die eintlike ding nie? Maar iets maak dat jou siel getap word en dat jy hierdie leegheid in jou lewe, jy weet, ervaar. En vir baie mense het dit geraak dat hulle dink, dit is maar hoe die lewe is. Dit is maar hoe dit altyd sal wees, soos wat dit nou is. En die punt van dit alles is, dit is nie hoe dit moet wees nie. Dit is definitief nie hoe dit moet bly nie. Dit moet nie so in jou lewe wees nie. Dit moet nie vir altyd so wees nie. So, jy moet by 'n plek kom, weg van waar jy nou is, moet jy by 'n plek kom waar jou siel verfris sal word, waar dan lafenis vir jou sal wees. Psalm 42 praat daarvan, as daai plek is die waterstrome. Dis waar dit is. Dis waar jy dit kry. Dit is baie insiggewend, hè. Hy praat van hierdie ou wat verskriklik dors is. So jy sou dink die woord wat hy dan gaan gebruik is drink of water. Maar hy gebruik die woord waterstrome. So as jy dink hierdie dorre landstreek waar die hert is 'n Persian fallow deer. Dis wat dit is. Daar's vandag nog net 'n bietjie van hulle in Iran en in Israel toevallig twee wat mekaar knuffel en so. Maar daar kom nog 'n paar van hulle daarvoor. So hierdie herte het ook 'n territoriale gebied gehad, wat nou hulle gebied was waar hulle nou geleef het. En daar was waarskynlik net hierdie een plek, want dit is 'n woestynlandskap, hierdie een plek waar hierdie waterstroom is waar hy gereeld gaan water drank. En die waterstroom in die Bybel, op Psalm 23 as jy daaraan dink, die waterstrome is hierdie plek, kan 'n mens nou maar sê in terme van ons tema, hierdie plek van sielsaligheid. Daar's altyd meer groenigheid. Die groenigheid is nie baie voedsaam, so daar moet hulle in die droogtegebiede ingaan om meer voedsame kos te kry. Maar dit is groen. Daar's gewoonlik skaduwee. Daar's die geluid van water. Daar's 'n kalmte, daar's 'n vrede. En hy het dit nodig. Hy het dit nodig. Want dit is nie nou so in sy lewe nie. So hy smag soos 'n hert wat smag na waterstrome. So smag my siel na U, o God. So wat hy sê, dat ek het laaf, iets het gebeur in my lewe. Ek kan nie meer die mense begelei in lofsang vir God nie. En dit tap my leeg. En ek het nodig om verfris te word. En dit kan ek vind net
by die waterstroom, by my God. Dis waar ek dit kan kry. Dis die plek. Dis die enigste plek vir lafenis en verfrissing. Want jy sien, die lewe het 'n geneigtheid. Die lewe het 'n geneigtheid dat daar pyn in mense se lewens kom. En die pyn kom deur verliese, deur keuses, allerlei soorte goed. Dis deel van die lewe. Iemand het hierdie aangrypende ding sê, pain is part of life. Suffering is a choice. Pyn is absoluut deel van die lewe. Om te bly suffer, dis 'n keuse. Wat ek en jy maak. Allison, ek kan nie onthou Allison se van, maar julle onthou die vrou wat sy keel afgesny was en 'n ingewande oop. Sy het gekruip met 'n ingewande wat buite sleep en so, want sy het verkrag. En sy het 'n boek gesê, so 'n paar jaar terug by ons Vrouedag kom praat. En sy het 'n boek geskryf, en as jy nou gaan kyk na mense wat die pyn, die ergste pyn, wat jy weet wat ons regtig, jy weet wat net verskriklik is. En ook nog onderver baie keer, want hulle boeke skryf, het baie interessant as jy kyk na die titels van die boeke. Die titel van haar boek was I Have Life. Ek het lewe. Sy het die vermoë verloor om kinders te hê. Ek dink sy het toen agterna wonderbaarlike baba gehad. Maar sy het haar onskuld vir sy is verkrag gewees. Sy het byna haar lewe, sy het in haar lewe verloor, het op 'n paar keer daai nag met ambulans en 'n dokter wat toevallig kom stop het en so aan. So, hierdie goed het gemaal in haar kop, soos die ou nou gesê het. Ek herinner myself aan die goed, ek dink oor die goed, jy weet. Maar toe het daar 'n dag gekom, wat sy gesê het, dit is so, alles het gebeur. Jy kan dit nie ontken nie, jy sien nie goed. Dit het gebeur. Maar ek lewe nog. Ek het lewe. En dit het haar storie geword. Dit wat gebeur het, dit wat sy verloor het, was nie wie sy is nie. Sy was nog steeds die siel wat God aan haar gegee het. Dit het gebly, dit is onaangeraak. Haar liggaam is gebreek en geskend. Maar die probleem is, jy sien vir ons, en vir haar ook vir baie lang tyd, en vir almal wat deur pyn gaan, en suffer as gevolg van die goed wat gebeur het, jou eie toedoen, ander mense toedoen, omstandighede, sonder rede. Die goed speel homself hier af, in jou gedagtes. En dis waar die verandering moet kom. In jou gedagtes, dis waar dit moet kom. En daar is nie stappe daarvoor nie. Jy weet, hoe kom jy nou weer? Daar is nie stappe vir dit. Dis 'n proses. Hoe verander ek hierdie slegte goed, hierdie wat die Engels sê, unhelpful thoughts, hierdie goed wat regtig geen bydrae maak, jy weet, tot verandering in 'n positiewe ding nie. Hoe gebeur die verandering? Wel, jy moet die eerste ding, so gesê, as jy stappe nie, maar op partykeer moet jy maar halfstappe gebruik vir punt 1, 2 en 3, net om die ding jy weet, uit mekaar te haal, te analyseer, om te sien, jy weet, die detail van die ding, hoe dit werk. So die eerste ding is, dat dis 'n keuse. Dis 'n keuse om te aanhou te bly, dat hierdie ding jou lewe vergal en jou siel dreneer. Dis 'n keuse om daar te bly, of om dit te verander. Dat dit jou getuienis sal word, die gebeurtenis. Dis 'n keuse, dis die eerste. Die tweede ding, as jy nou hierdie twee psalms saam gaan lees, dis ek nog gesê, Psalm 42 en 43, die woorde, ek en my, kom 51 keer daarin voor. Jy moet tel. Die woorde, God of Here, kom 21 keer voor. 51? 21. Nou jy sou nou kon sê, ja, maar die ou is besig om sy persoonlike ervaring te deel, so hy praat, hy moet ons nou sê, dit is met my en ek, en so moet dit so. Maar dis duidelik, hier is 'n wanbalans. Hier is duidelik 'n wanbalans. En dit het op 'n manier na 'n soort selfgesentreerdheid en 'n ingekeerdheid geraak. Sy gedagtes, dis hoekom hy aan mekaar hierdie woorde so gebruik. En dis hoekom hy nou nog vassit hier, en nou nog steeds dors het. Dit moes verander het.
En dit gebeur in die Psalm. En dis die derde ding. So jy het nou gesien wat hier gebeur. Jy het die pyn het jy nou in die oë gekyk en beleef en daaroor nagedink. En toe het jy besluit, ek gaan nie langer hier sit. Ek gaan nie langer dat hierdie ding my dreineer en leegtap en 'n skadu oor die wonderlike lewe wat God vir my wil gee. Dit sal gebeur. En nou is die derde ding, nou verplaas hy. Hierdie gedagtes word nou verander. Dit word nou vernuwe, soos Romeine sê. So wat doen hy? Vers? Nou nee. Ag, daai het ek nou vergeet, maar ek het nou eintlik verkeerd. Waar is my plek nou? Nee. Ek het nou my plek verloor. Ek is verskriklik jammer. So, kom ons vat daarbo. Daar sê, wat buig jou neer om my siel en is onrustig op my? Hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van sy aangesig. Onder, wat buig jou neer om my siel en wat is jy onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van my aangesig. Dis nou wat daar staan. So wat is dit wat hier gebeur? Hy praat met sy eie siel. Kyk daar, wat doen hy? Hy praat met sy siel, hy praat met homself. Hy sê, ons kan nou amper so sê, hy sê, hey siel, wat's fout met jou? Dis wat hy sê. Hy beskryf sy storie en dan op 'n kolle haak hy vas en sê, hey, wat is jou probleem, ou? Wat gaan jy aan? Ek het 'n vriend gehad, as hy daar by die huis aankom ry, met so 'n bak, het al met so stof, daar kom stop. As jy nie besig om dan klim hy en sê, hey, wat gaan nie aan, laat jy niks aangaan nie? Dis ons sy manier, so ons het nou, dis nou familieseding geraak. Maar hy sê vir sy siel, hey, wat gaan jy aan? Hoekom is jy onrustig? Hoekom is jy te neergedruk? Hy praat met sy siel. Dis wat hy doen. En dan sê, luister, die goed het nou gebeur. Alles het gebeur. En dis in jou kop. En dit maal oor en oor en oor in jou kop. Maar wat is jou fout? Hoop op God, man. Hoop op God. Die verlossing van sy aangesig. Wat hy sê, hoop op God, want ek sal hom nog loof. Sy omstandighede is baie duidelik volgens al twee die psalms, het nog nie verander nie. Dit wat gebeur, dit wat hom leeggetap het, wat hom dreineer het, dit is presies nog net so. Maar sê, dit is 'n verkeerde manier van dink hierdie. Het hy dan vergeet van God? Wat groter is as hierdie ding wat gebeur het. So, stop dit, siel. Hoop op God. Want hy sal definitief 'n deurbraak bewerkstellig. Want ek sal hom nog loof. Die verlossing van sy aangesig. So wat hy daar sê, hy sê, wanneer jy kyk na God, dis waar jou verlossing vandaan sal kom. So God gee nie net die verlossing nie, hy is die verlossing. Uit dit waar jy nou ook al sit. So prakties wat hier gebeur, is hy loop met hierdie goed wat maal in sy kop, vir baie lang tyd is hy baie duidelik, hy sal uitgeteer, jy weet, gedreineer, uitgedroog. En dan kom maar 'n verandering, sê, maar ek het heeltyd, jy weet, ek het nou net vergeet. Hoop op God. Hy sal my red. Ek sal hom loof vir wat hier gebeur. Ongeag die uitkoms. Want ek weet, hy het my elke keer nog gehelp. So hy het sy gedagtes het verander. Van 'n negatiewe, neerdrukkende, afbreekende, na noem het dan maar 'n positiewe, na 'n opwindende, verwagtende gedagtes wat in sy kop gekry het. Nie omdat sy omstandighede verander het nie, nog nie. Maar oor die God wat hy ken. En wat hy leer ervaar het as 'n God wat kan. Wat sê daai een Psalm? Hy's 'n able help, 'n teenwoordige hulp is hy in jou lewe. Hy het dit ervaar. Psalm 94. Ek gaan hom nou sit. Psalm 94 sê presies dit. Kyk net hoe mooi sê. Hierdie is in die boodskap. Nou meer vry vertaal. Wanneer my probleme my onderkry, het U my elke keer gehelp, Here. U sorg vir die kinders met U liefde. As ek bekommerd begin word, dan dink ek my net daar, dat U vir my sorg. Dan word ek weer rustig.
Wat 'n fantastiese woord. So hy herinner homself. So hierso praat hy in Psalm 42. Hy praat met sy eie siel. Hy sê vir my, jy's verkeerd, ou. Moenie sê onthou vir God. Dis waar jou hoop lê. So jou gedagtes moet verander. Die gedagtes van verlies en neergedruktheid moet vervang word met gedagtes oor God se goedheid en sy guns, wat jou agtervolg al die dae van jou lewe, waar jy ook al gaan. Jy sien ons gedagtes, en dis hoekom daar soveel keer oor ons gedagtes ook gepraat word, en ons nie genoeg daarop praat, is, want geloof speel hom uiteindelik ook hier af. Geloof speel hom nie hier af. Geloof speel hom nie daar af. Geloof speel hom hier af. Dis waar jy glo, of nie glo nie. Dis waar jy hoop, of nie hoop nie. So met hierdie wonderlike instrument wat God vir jou gegee het, jy weet, hy werk dikwels, laat werk jou teen jou. The mind in its own place and in itself can make a heaven of hell, a hell of heaven. Het John Milton geskryf. Jou gedagtes kan van die hemel 'n aardige plek maak, of van 'n aardige plek 'n hemelse plek. Allison, Viktor Frankl, hierdie ou Nick Wojcik afarms, die ou net die ander kant bly, wat is sy naam? Die blinde ou, wat allerhande goed aanvang, wat ek te bang is om te doen. Dis wat gebeur. Die keuse is jou en my keuse. En jy hoef nie alles te doen nie. God wat 'n 360 grade uitkyk oor jou lewe en oor jou wêreld het, en die hele wêreld het, hy sal jou help, hy sal die goed wys, maar hoe kan jy die antwoorde sien, hoe kan jy die rigting sien, as jy die hele tyd met hierdie ellendige gedagtes in jou kop rondmaal? Jy gaan nie die goed kan raak sien nie. Jy kan sien nie die hele tyd hier na jou kyk nie, jy weet wat hier aangaan en so nie. Kan nie gebeur nie. Jy moet asemhaal en met God begin praat daaroor. Al die jou siel uitgesort het. Gesê stop het. Ons praat nou anders. Ons praat nou soos wat dit hoor. Van nou af. Hierdie ou, hoekom is die skerm dood? Hierdie ou het gesê, Dr. Martin Lloyd Jones het gesê, we must talk to ourselves instead of allowing ourselves to talk to us. Lees hom weer, jy moet hom 2 keer lees. We must talk to ourselves instead of allowing ourselves to talk to us. Dis is verander van gedagtes. En in die serie sielkunde word gepraat van NLP, Neuro-Linguistic Programming. Dis 'n moderne navorsing en goeders wat fantasties is om te weet. Maar hier in Psalm 42 is dit presies wat Dawid doen. Dis wat gebeur. Neuro beteken brein, lingua is taal en programming is programmering. Dat jy jou brein sal herprogrammeer, die negatiewe, die slegte goed wat gebeur, dat jy dit sal verander. Dis wat dit is. So, en ek het dit so ervaar. Presies so. Ek was die gedink, ek was die positiefste mens wat ek geken het, ja. Ek het dit regtig geglo, die positiefste ou wat daar is. En toe gebeur daar goed. Toe is daar verliese, vir allerhande soorte aarde. En wat gebeur? Dit gaan oor jou, jy weet. En hoekom gebeur die goed? Jy wat so positief is. Jy wat gepraat het oor die goed, geskryf het oor die goed. Hoe is dit moontlik? En dit het my vraag geraak. Ek het baie keer vir sy lees gesê, hoe is dit moontlik dat ek nie uit dit kan uitkom nie? Dis net hierdie gemaal oor en oor en oor en oor, jy weet? Selfe denkie, verskillende woorde. Oor.
En wat ek ook vir gesê het, en vir myself oor gesê het, maar hoe is dit moontlik, dat vroeër in my lewe, wat daar ook goed wat gebeur het, maar dit is uitdagings, die ding is 'n ding verkeerd loop, dan ek het juist gesien, nou, jy weet, vat ek aan, wat het gebeur? En dan baie mense wat ek ken, nogal van my ouderdom min of meer. Ek is nie so oud soos wat ek lyk. Maar wat deur dieselfde goed gegaan het, nee, en jy kom net nie uit die ding uit nie. En so hoe werk dit? Wat is die meganisme van hoe dit werk? En toe het ek 'n studie daarvan gemaak. Ek het dit my vakgebied gemaak om te gaan leer, om te probeer verstaan hoe werk dit? Hoe werk dit? Wat is hierdie proses? Want as jy die proses verstaan, dan gaan jy weet hoe om te verander. En ja, ek dink die verandering het gekom toe ek is nou klaar met myself, maar dit is nodig om het te sê. Ek het ook antidepressante gebruik. En as jy op antidepressante gebruik het, ek sê nie maar dit nie gebruik, maar wat in my geval gebeur het ek nie meer geld om die antidepressante te koop. En toe dink ek, wel nou is ek in die moeilikheid. Nou is dit verby. Maar dis waar die draai gekom. Want toe moes ek 'n keuse gemaak. Tot tyd terwyl ek antidepressante gehad het, die goed dat jy dan so, jy weet dat jy dan so min of meer kan opstaan en min of meer kan aangaan en min of meer kan negatief wees. En ek dink dis wat gebeur het. Ek het die keuse toe gehad. Toe moes ek diep, voor die tyd het ek ook met God gepraat die hele tyd, maar alles wat negatief, niks van hoop en van, jy weet, die verandering sal kom nie, hoe langer ek gepraat het, hoe meer het ek gedink, het gaan nie kan verander. En toe bring hy die deurdraad, toe vat hy my geld weg, dat ek nie as antidepressante kan koop. En dit was die verandering. Daar het die verandering gekom. Toe besef het, hierso moet dit val. Die pille het hierso gewerk, was om myself om hier te werk. Dit is hier waar die verandering gaan kom. Dit is hier waar het moet kom. En my gedagte, patrone en gedagte, prosesse moes verander. En dit is presies wat daai man daar beskryf. Presies dit. Presies dit. En dis nie iets wat jy skakelaar kan aansit of afsit nie. Dis is 'n ander probleem. Dis een ding om te verstaan hoe die meganisme werk of hoe die proses werk. Maar is 'n ander ding hoe dit gebeur. Jy kan nie vandag so voel en môre as jy so. Dit kan nie, want jy goed kom oor tyd. So as 'n proses waardeur jy moet gaan. In jou kop. En dit vra doelbewuste fokus. Jou gedagtes, waaraan dink jy? Om die ding te herken, hier kom die ding nou weer. Dis hoe dit gebeur. Die laaste wat ek wil sê oor, en jy sal baie kan identifiseer met dit, is hier is die vers wat ek net nou gesien, hierin wil ek dink, so hy dink die hele tyd oor die negatiewe goed en dan gebeur het so. INT staan vir automatic negative thought. So wat dit is, as jy een negatiewe gedagte, as jy nie oppas nie, dit werk soos 'n ant, soos mure, as een meer die suikerpotjie gekry het, as jy nie oplet nie, sal nou duisende ander mure by daai suikerpotjie. Dieselfde met jou gedagtes. Enige, ons weet dit werk so. Moenie daai goed, wat sê Engels, entertain nie. Moenie dit doen nie. Dis jou siel. Dis jou gedagtes, dis jou lewe. Moenie die goed toelaat nie. Blokkeer hom soms, daar's 'n proses hoe jy dit doen. En die proses is, daai onderste woord is my uitvindsel. Daar is 'n woord wat jy kan gaan Google, daar staan apt. Dit beteken iets, maar ek het hom nou aangesit, jy sal nie kry as jy hom gaan Google. APT, Automatic Positive Thoughts. Dis net die teenoorgestelde van daai. So dis wat moet gebeur. Dis wat hier gebeur in Psalm 42. Die ou outomaties herinner homself die hele tyd wat verkeerd geloop het. Hoe kan hy nie meer die goedes doen? Dit het outomaties raak dit al groter en jy gaan al dieper in die gatte. So jy moet dit omswaai. Die meganisme werk presies op dieselfde manier na die positiewe kant toe. En dis waarby jy moet uitkom. Is om
hierdie proses, of hierdie meganisme wat beskryf word hier, dit te gaan doen. En volgende week gaan dit gaan oor sonlig vir jou siel. Baie van die goed wat maak dat ons leeg getap, wat ons siele leeg tap, het te doen met hierdie ding. Hoe om daai ding in die oë te kyk en dit te verander. Dit gaan oor 'n leefstyl en 'n lewenshouding. Maar vir vandag net dit. Wil ek afsluit met hierdie woorde. Dit is 'n liedjie. I ruined so many things that could have been amazing because I was sad. Dit die een ding is wat ek baie spyt oor is wat daai donker tyd is ook wonderlike geleenthede wat ek nie eens van weet nie. Baie van hulle nie. Dat ek het verloor het. Amazing goed wat sou gebeur het of kon gebeur het, maar ek het nie omdat ek sad was. Omdat my gedagtes te neergedruk was. Die begin gepraat oor 4000 weke. Klomp weke wat verby gegaan het. 2, 3, 4, 5 jaar. What a waste. Maar hier is die positiewe. Hier is die sonlig, hier is die lafenis. Daar word ook in die Bybel gesê dat God kan opmaak, sal opmaak vir jou verlore jare. Die jare wat die sprinkane gevreet het in jou lewe. So of jy nou 64 is, of 74, of 34, wat jy ook al is. Jy sê maar, hoe het ek het toegelaat? Dat daar 'n sadness oor my lewe was, omdat ek net verkeerd gedink het. En omdat ek amper half gewoond geraak het in hierdie manier van dink en lewe. Die God wat ek en jy dien, kan tyd verander vir jou. In jou laaste 15 jaar, of jou laaste 5 jaar, of jou laaste 50 jaar, kan die beste jaar van jou lewe wees. Kan. Maar dis jou en my keuse. En daai keuse, of die verandering, kan dit kan nie op die dorre plekke gebeur nie. Daar's net een plek waar dit kan gebeur. Dis by die waterstroom. Dis by hom. As jy dit nou, dis my laaste, net nou gesing, hierdie woorde. We will sing to our souls. We won't bury our hope. Where he leads us to go, there's a Red Sea road. When we can't see the way, he will part the waves, and we'll never walk alone down a Red Sea road. Gaan Google net daai ver, dan onthou jy dit hierdie week. Maak dit jou lewensslagspreuk. Begin sing vir jou siel. Begin sing oor die goedheid en die guns van God wat jou agtervolg, waar jy ook al mag gaan. Dis die storie vir vandag. Mag die Here op sy wonderlike manier persoonlik individueel vir jou verduidelik wat dit beteken. En jou daai begeerte gee in jou hart om te kies vir lewe, die lewe wat ek bedoel het, van die begin, dat jy sal hê, sal lei. Amen. Here, dankie dat U wat die skepper en die onderhouer van die onmeetbare heelal is. Dat U op 'n persoonlik, intieme vlak met elkeen van ons praat en werk, dat U 'n lewende teenwoordigheid in elkeen se lewens sal wees. Here, so vergewe vir ons dat dit ons natuurlike geneigtheid is om te begin bekommer, of te begin bekommerd raak. En laat ons so gewoond raak, dat dit amper nie meer weet nie. Vergeef ons dit, Here, dat ons so maklik van U vergeet. So maklik vergeet wat U in die verlede vir ons gedoen. So maklik vergeet dat dit U is wat ons gebring het tot waar ons is. En dat U 'n wonderlike lewensdoel met ons elkeen het. Vergewe dit vir ons, Here, en gebruik hierdie ou woord van Psalm 42 om die verandering te begin. My proses, my skakelaar aan te sit, sodat
dat die radwerk kan begin in ons gedagtes. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus, wat vir ons kom wys het, deur te kom lewe tussen ons, deur te ly onder ons, deur te sterf hier by ons, maar wat ook opgevaar het na die hemel toe, in sy naam wat is. Hy wat alles naam en moontlik gemaak.